Gewigsverliesmiddels en veral GLP-1-middels is op almal se lippe. Maar watter impak kan dit op 'n mens se liggaam hê? Ons het besluit om vir Dr. David Hyams te nooi om met ons hieroor te gesels. Welkom terug, dokter. Baie dankie. Goed, wat presies is GLP-1-middels? Okay, so GLP, dit staan vir glucagon-like peptide. Dit is nou 'n redelike mondvol, maar dit is eintlik 'n hormoon wat jou klein darm afskei. As jy begin eet of as jy wil begin eet, dan het jou liggaam sekere prosesse om hormoon af te skei, wat dan sekere reseptore in jou brein en in jou spysverteringskanaal laat werk. So die middels is ontwikkel aanvanklik vir, jy weet, dit is nou nie die hormone, maar dit tree op soos die hormoon, en dit is aanvanklik ontwikkel vir diabetes. En dit is dan, jy weet, gesien op daai stadium dat dit redelik, jy weet, ander effekte kan hê, en dit is dan hoekom nou die effek van gewigsverlies ook, jy weet, teweeggebring het. So waarom is almal nou op die oomblik in rep en roer oor hierdie kwessie? Ja, mense dink dis maar 'n nuwe middels, jy weet, of is nuwe klasmiddels, maar eintlik as jy gaan terugkyk, dis al 20 jaar in die mark. En ek dink dis 'n interessante, jy weet, verloop van dinge, maar die jou aanvanklike middels wat ontwerp het omtrent so 5% se gewigsverlies teweeggebring. En toe is daar ander wat uitgekom wat so 10%, jy weet, kan jou gewig laat verloor, en dan was dit 'n 15%. Nou met hierdie nuwe middels wat ons het, kan jy tot 20%, jy weet, van jou liggaamsgewig verloor. So ek dink dit is waarna die groot rep en roer is, jy weet, dat mense besef nou, wel, daar is nou redelik voordeel met hierdie middels ten opsigte van 'n gewigsverlies, en ek dink omdat dit nou 'n redelik effektiewe middel is die rede hoekom nou mense redelik, jy weet, in rep en roer is daaroor. Ja. En ek dink jy het nou vlugtig verwys na wat presies gebeur, maar ek wil vir 'n oomblik daarby stil staan. Wat veroorsaak dan nou einde ten laaste dat 'n mens die gewig verloor? Ja, soos ek sê, hy werk op verskeie plekke. Ek dink in die brein, jou reseptore in die brein waar hy werk, jy weet, dit help vir jou algemene eetlus, vir die craving, soos 'n mens sê, en dan natuurlik, jy weet, ook wat ons in Engels praat van satiety, of jou, jy weet, as jy versadig is, jy gaan baie vinniger voel jy is versadig, so natuurlik eet jy minder. So dit is een van die groot voordele is om die breinwerking, en dan het hy ook 'n effek op jou spysverteringskanaal om jou maaglediging te verstadig. Jy weet, en dan ook natuurlik, soos ek sê, jy voel redelik, jy weet, meer versadig op 'n goue tyd, so jy eet minder. So dis sy primêre werking. Nou behalwe vir gewigsverlies, watter ander impak het dit op 'n mens se liggaam? Ek dink enige gewigsverlies het 'n baie groot impak op alles in jou liggaam. Jy weet, maar die groot voordeel is obviously jou metaboliese voordeel, om jou bloeddruk te verlaag, jou cholesterol te verlaag, jy weet, suikers te verlaag, en dan natuurlik, jy weet, 'n algemene toestand wat ons deesdae sien is vetverandering in die lewer. Dit kan tot 'n groot mate help daarvoor. En dan natuurlik op die einde, jy weet, jou kardiovaskulêre beskerming, so voorkoming van hartaanvalle, nierbeskerming, so daar is baie groot voordele oor die langer termyn. Nou, ek dink die grootste vraag is dit veilig, en dink jy enige iemand behoort dit te kan voorskryf? Onthou, dit is geformuleer as 'n antidiabetiese middel. En so die molekule wat dit is presies wat ons gebruik vir suikersiektebeheer ook. So ek dink dit is nie 'n one size fits all nie. Jy weet, ek dink dit moet deur 'n medisy voorgeskryf word. Jy weet, dit is geïndikeer vir mense wat 'n liggaamsmassa indeks of 'n BMI, body mass index het van meer as 30, of dan vir meer as 27 met 'n ander risikofaktor soos suikersiekte of hoë cholesterol of bloeddruk. So en dit moet oordeelkundig gebruik word. Die mens moet maar laag begin en dit optitreer oor 'n tyd. So jy moet daai mediese supervisie hê oor die dinge. Daar is neeweffekte as 'n mens te vinnig te begin, hoofsaaklik naarheidbraking, jy weet, diarree en hartlywigheid, jy weet, so dis die goed wat 'n mens moet manage. En jy weet, ek dink op die ou ende, langtermyn kan daar sekere ander goed wees soos galstene wat dit kan veroorsaak. So ek dink dan moet daar 'n bietjie 'n oorsig oor die gebruik daarvan wees. Dokter, ons het 'n paar sekondes oor, maar enigiets anders wat mense hiervan moet weet? Ek dink dis nie 'n quick fix nie. 'n Mens moet, jy weet, dit altyd gebruik saam met 'n lae kalorie dieet, jy weet, jou oefeningsprogram.
dis 'n baie goeie ding om saam met daai te kombineer, maar altyd die kombinasie van die drie werk die beste. Dr. Himes, baie dankie. Baie dankie. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Ek is Arnold Geerts, tyd vir sport. Die Verenigde Rugby Kampioenskap is in volle swang en een van die Vodacom Blou Bulls se spelers, Sebastian de Klerk, kuier vanoggend by my om 'n bietjie meer hieroor en die groot wedstryd oor die naweek te gesels. Sebastian, baie dankie, goed om jou weer te sien. Baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit. Maar dankie, dis lekker om hier te wees. Kom ons gesels eerstens. Ek wil net teruggaan. Dinge was swaar aan die einde van verlede jaar en heel duidelik die oorgangsperiode tussen die twee afrigters. Wat het Johan Ackerman coach gebring wat dinge uiteindelik omgedraai het na daai eerste 5? Ja, kyk, ek dink coach Akkies is baie gefokus op die spelers, hy is baie gefokus op die kultuur. Ek dink natuurlik gaan dit tydjie vat vir 'n kultuur om in plek te kom. Ja. Veral met die maniere goed gebeur het, ek dink daar was baie disruption geweest. So ek dink wat hy nie, ek moet sê ek moet die leiers van ons span ook baie krediet gee wat hulle goed gedoen het, is hulle het net aanhou fokus op dit wat ons graag wil bereik. En ons prioriteite net bietjie agter mekaar gekry. So ek dink dit was maar net die spankultuur wat op die einde van die dag 'n groot verskil gemaak het, ja. Kan jy ons so vinnige venstertjie gee en 'n kykie gee na wat die doele was? Wat het julle besluit toe julle bymekaar gekom het? Wat wil julle bereik aan die einde van die seisoen? Nee, ja, kyk, obviously ons wil graag die JRC wen. Ja. Ek meen dit is natuurlik ons doelwit. Ek dink ouens soos Andre Willie, hulle het net 'n groot punt daarvan gemaak vir almal om weer die game te geniet. Ek dink ons baie druk wat op jou is as jy nou so 'n paar games verloor het en ons baie noise van buite af en klanke en mense wat opinies het en ek dink dit was maar net vir ons om gefokus te bly op dit wat ons weet ons moet doen, dit een game op 'n slag te vat en ek dink elke dag te hanteer asof dit 'n game is, ja. Jy noem vir Andre en ek wou jou juist daaroor vra. Ja. Hoe voel dit om aan die buitekant of aan die binnekant in jou vleuel situasie soms saam met so ou uit te draf en te kan speel? Nee, ek dink dit is ongelooflik. Dit is obviously baie lekker. Ek meen ek het groot geraak om vir hom te kyk en vele ander van die spelers. So dit is vir my 'n groot voorreg. Ek leer verskriklik baie by hom. Hy's regtig 'n goeie leier vir ons span. Hy's natuurlik obviously briljant ook, so nee, dit is regtig vir my baie keer 'n bietjie surreal, maar dis lekker. Ja. Ek is absoluut seker. Ja. Jy het goeie vorm gehad, selfs toe die span nie besonder goed gedoen het op die tellbord nie. Ja. Hoe hanteer jy dit? Want dis iets wat mens nie gereeld sien nie. Jy was 'n ster op 'n nee, is nog steeds. Nee, dankie. Ek sal nie dit sê nie. Nee, ek dink dis moeilik. Ek dink elke speler gaan op 'n stadium deur patches wil dalk nie so goed speel nie, maar ek dink vir my was dit maar net, ek wil ook graag obviously enig my land verteenwoordig, so dit was maar net om vir my gefokus te bly op my doel en die game te geniet. Ek dink jy het my talent gegee. Ek glo dit is my verantwoordelikheid om dit te gaan uitleef en my beste te doen wat ek kan en obviously vir die span te speel. Ek meen jy wil graag jou beste doen. Ja. So ja, ek dink dit was maar my approach geweest. Dis die ideale onderhoud as iemand vir jou die volgende vraag gee en my volgende vraag was juis heel duidelik moet 'n speler wat in jou situasie is, een oog op die groen en goud hê. Dit moet in jou agterkop wees. Ja. Hoe hanteer mens daai sonder dat dit in die pad kom van dit wat korttermyn doelwitte is? Dis 'n goeie vraag. Ek dink dis maar net elke seentjie se droom, soos wat jy nou gesê het. So ek dink jy wil elke liewe dag, is daai jou langtermynvisie, maar jy weet jy moet eers span kry by die bulle. Ek dink ons het so baie kompetisie ook. So ek dink dit is 'n great plek om te wees en ek sal sê ja, my fokus is maar net om te weet dis waar ek wil werk, maar as ek my werk goed gaan doen vir die Blou Bulle en ek gaan my alles vir hulle gee, dan sal dit die volgende stap wees as jy goed genoeg speel. Een van die probleme natuurlik wat dit aanbetref is dat daar talent die hele Suid-Afrika vol is, en spesiaal in jou posisie. Maar ek dink dis oral so. Dis nog 'n ding wat mens moet aan dink natuurlik, nie waar nie? Nee, dis baie waar. Ek meen kompetisie, ek sien kompetisie as 'n goeie ding. Ek dink dis great. Ek dink dit forceer jou om nooit te stagneer nie.
Ja, ek dink jy kan ook baie by ouens leer. Ek meen toe ek by die Bulle aankom as Kainan en Kurtley daar, wel is nog steeds daar en ek het net so baie by hulle geleer en ek dink dit het my game op die einde van die dag beter gemaak. So ek dink kompetisie is verskriklik belangrik. Een van die groot dinge wat gebeur is as mens so saam oefen, soos jy sê, Kurtley en Kainan, julle kompeteer vir dieselfde posisie, maar julle moet mekaar ook help om saam te oefen en beter te wees. Hoe hanteer mens daai? Ek dink dit is die verskil tussen spanne wat regtig suksesvol doen en nie, en ek dink jy kan dit by die bokke sien. Ek dink daai ouens wat afkom, ouens soos Willie, selfs ek meen Wilco, hulle hele kultuur en mindset gaan oor dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die span. En ek dink op 'n ander van die dag, jy wil kompeteer met jou, maar jy wil nie in die span kom deur hom wat slegter doen nie. Jy wil obviously beter wees. So dis kultuur. Dis kultuur, presies. So jy wil beter wees, so jy gaan altyd mekaar help en ek moet sê coach Ackerman het 'n groot ding soos as jy nie gekies is nie, dit gaan nie oor jou nie, kan nie jouself jammer kry nie, jy moet na die span dien en jy moet kyk hoe jy die beste uit die ouens kan kry wat moet speel in naweek en ek moet baie krediet daar gee vir ouens wat baie nie speel nie. Hulle doen regtig 'n goeie job om ons goed voor te berei. In 30 sekondes vertel vir ons wat verwag julle vir die wedstryd wat Saterdag voorlê vir julle? Nee, obviously Dis dis 'n baie lekker game. Ons sien verskriklik baie uit. Ek dink is 'n great geleentheid vir ons. Ek dink ons wil graag ons campaign vorentoe vat en obviously suksesvol wees nou in die volgende paar games. So dit gaan 'n lekker harde en fisiese game is altyd 'n derby, maar ons sien verskriklik baie uit, ja. Ons sien almal baie daarna uit en baie dankie vir jou tyd, sterkte. Vandag is 'n rusdag, jy oefen nie vandag nie, so geniet die voete op se koop. Baie dankie. Baie goed om jou te sien. Sebastian de Klerk hier in gesprek met ons en dit was wonderlik om hier te hê. Wonderlik om jou ook saam te hê, want bly net waar jy is. Ons gesels net hierna met die Little CEO, 'n jong entrepreneur met 'n baie kreatiewe konsep. As jy wil hoor wat dit is, bly net waar jy is hier op Goeiemôre, Good Morning.